Saam met die woord van die Here sê ons vanmôre, dat die woorde van my mond, die bepeinsing van my hart, reënvaarbaar wees, Here, my rots, my verlosser. Geliefdes, genade vir julle, vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons het na die huis van die Here gekom, as sy familie van God, ons Vader se teenwoordigheid op te soek, om te prys en om te dank, om sy woord te hoor en ons behoeftes voor hom te plaas, en sy vergifnis af te spreek en onsself te gee tot diens van ons Here Jesus. Ons hef ons harte op tot hom, met die sing van Gesang 164, stroofes 1 en 2. Ons
sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom, oordeel die wat gelewe en wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, glo in die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, glo in die vergewing van sondes, wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Sing nou van die verlossing van wat Christus vir ons moontlik gemaak het. Sing Gesang 370-5. In die kerklike jaar word hierdie Sondag gewoonlik gevier of kyk ons terug na die verskyning van ons Here Jesus. Ons noem dit Epifanietyd, loop dan deur tot en met wanneer Advent begin, die lydingstydperk, is dan begin. Nou hierdie spesifieke Sondag gee die kerk normaalweg so 'n bietjie aandag aan die doop van ons Here Jesus. Daarom is dit eintlik mooi van pas vanoggend, dat ons ook die geleentheid het om 'n doop in ons eie gemeente ook dan te kan vier en te kan bedien. Kom ons lees daardie gedeelte, soos wat ons dit in die Evangelie van Matteus vind. Ons lees dit in Matteus hoofstuk 3, vanaf vers 13 tot en met vers 17. Die opskrif van die gedeeltetjie gewoon in die nuwe direkte vertaling waaruit ek lees, is dan ook Jesus word gedoop. Toe het Jesus van Galilea af by die Jordaan aangekom. Hy het na Johannes gegaan om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom probeer teengaan met die woorde: Ek behoort deur u gedoop te word, en u kom na my toe. Jesus het hom geantwoord: Laat dit nou toe, want dit is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid vervul. Johannes het toe ingestem. Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgestaan. Meteens het die hemele vir hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif op hom sien neerdal. En kyk, 'n stem uit die hemele het gesê: Dit is my geliefde Seun, oor wie ek my verheug. Ons lees tot sover by die woord van die Here. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees ook vir die gemeente sê. Ek gaan nou daartoe oor om vir ons die formulier vir die bediening van die doop van kinders van gelowiges voor te hou. Nou, geliefdes in ons Here Jesus, die leer oor die doop
Hierdie formulier is eintlik maar so 'n klein bondige samevatting van die Heidelbergse Katekismus, want hy val so in 3 dele uiteen. Dan kom mens agter dat hierdie formulier wat die kerkvaders vir ons oorgelewer het, dat uiteraard met die tyd met die kerk van eeue terug, waar ons hierdie formulier vandaan kry, iets probeer vasvat en iets sê oor hoe verstaan ons dit. Die eerste deel sê iets van ons as mense se sondigheid. Dan word as ons voor God staan, as die woord van God tot ons spreek, dan sien ek iets van my eie verlorenheid, van ek sien my eie sonde raak as ek voor God staan. God wat heilig is. Ek wat met my onreinheid eintlik voor hom staan. Dan besef ons ook iets daarvan dat ons en ons kinders een van ons eerste lewensoomblik of sondig is. Daarom onder die oordeel van God staan dan sonde moet gestraf. Die uiteinde daarvan is die dood. Met ander woorde, ons kan nie voor God staan, ons kan nie in die ryk van God kom, en sê ons wedergebore. Ons onrein en ons sondige bestaan word dan juis aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop met water. Want so word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sonde te besef, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en ons verlossing buite onsself te soek. Wanneer die redding kom van God af, want ons kan nie self tot by die hemel net doen. Ons gaan nooit weet of ek goed genoeg gedoen het en of dit kompenseer vir al die verkeerde goed ook in my lewe. Tweede hoofpunt is dat die heilige doop in ons die afwassing van ons sondes deur Jesus betuig en ook beseël. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, van die Seun en ook van die Heilige Gees. Die doop in die naam van die Vader betuig, beseël die Vader aan ons tuie blywende genadeverbond, 'n band met ons sluit, en dat hy ons en ons kinders as sy erfgename aanneem. Daarom wil hy ons in alles versorg, wil hy kwaad van ons afweer, of dit vir ons ten goeie wil lewe. Die doop in die naam van die Seun, beseël die Seun aan ons dat hy met sy bloed al ons sondes afwas, dat hy ons saam met hom laat sterf, sodat ons ook saam met hom kan lewe. So word ons van ons sondes bevry en deur God as vrygespreek beskryf. Met die doop in die naam van die Heilige Gees verseker die Gees aan ons in hierdie sakrament dat hy in ons wil woon, ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. En dit doen hy dit tot ons eie te maak, wat ons reeds in Christus het. Met die afwassing van ons sondes, die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik in die ewige lewe as deel van die gemeente van die uitverkorenes sonder sonde sal wees. Die derde en laaste hoofpunt is dat God ons deur hierdie heilige doop vermaan en ons verplig tot 'n genuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie een en enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons krag. So moet ons dan 'n sondige bestaan beëindig, deur nie meer in diens van die sonde nie, maar volkome in diens van God te leef. As ons soms uit swakheid sondig, moet ons nie aan die genade van God twyfel, van die sonde bly nie. Die doop is immers 'n seël, betroubare waarborg dat ons 'n blywende verbond met God het. Hoewel ons kinders die dinge nie verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle van die doop uit te sluit nie, sonder dat hulle dit weet. Verkeer hulle immers van die sondeval van Adam onder die oordeel van God. En net so, sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus in genade aangeneem. God stel dit baie duidelik wanneer hy aan Abraham, die vader van al die gelowiges, daarom ook ons en ons kinders sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Waarvan getuig Petrus ook in die Nuwe Testament met Pinkster, wanneer die Heilige Gees uitgestort is en hy daar gepreek het. Hierdie preek mense in hulle harte gegryp het en hulle vir Petrus vra, maar wat moet ons doen? Dan sê hy, bekeer julle van julle sondes en laat julle doop in die naam van Jesus Christus. En wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, dat ons Here God naam doen sal doen. God het vroeër beveel dat kinders besny moet word.
dit was toe die seël van die verbond, die teken van die verbond. Maar uiteraard deur die geloof. Omdat hulle verbondskinders was, het Jesus ook sy arms op hulle gelê, hulle die hande opgelê en hulle geseën. So het die doop in die plek van die beskeidenis gekom. En daarom moet kinders as erfgename van die ryk van God sy verbond gedoop word. So is ouers verplig om hulle kinders soos hulle opgroei hieroor breedvoerig te onderrig. Ons weet, almal van ons, dat dit wat die Here altyd ook van ons vra, ons nie altyd reg kry. Ook die taak wat ons het as ouers, wanneer ons met kinders op pad mag loop. Daarom is dit ook nie reg en nodig, as die Here sy leiding vra, sy krag afneem. Daarom vra ek dat jy saam met my oë sal sluit, dat ons stil word voor die Here. Ek vir hierdie ouers wil ook vir ons sal vra, dat die Here ons sal lei. Kom ons bid saam. Almagtige God, ons bid dat U in die groot barmhartigheid en genade U oor hierdie kindjie wat ons vanoggend gaan doop sal ontferm. Ons bid dat die haar deur die Heilige Gees en Jesus Christus sal inlyf, sal deel maak van die huisgesin ook van God. Ook sodat sy saam met hom in sy dood begrawe word en saam met hom 'n nuwe lewe mag opstaan. Dat ook sy, maar ook ons kruis met blymoedigheid sal dra. Christus elke dag sal volg. Elke dag aan hom toegewys sal wees. Elke dag sal vra vir sy leiding en sy wil in ons lewe. Elke dag sal opkyk in afhanklikheid van die God wat ons versorg en hom dank vir die milde versorging wat daar vir ons is. Ons dankie Here vir kinders. Kinders doen iets in ons harte. Maak 'n liefde in ons oop wat ons nie gedink het of kon verstaan voorheen nie. Maar ons weet as ons met ons kinders op 'n pad moet loop, skiet ons baie keer ver te kort. Ons voel partykeer of ons nie altyd die regte leiding kan gee nie. Ons weet nie altyd wat die regte ding is om te doen, wat is die regte keuses om te maak. Dit is nie altyd in ons vermoë, Here, te kan sê dat ons al die middele kan voorsien. Waarom bid ons? Voorsien die doopouers vanoggend, maar ook so alle ander ouers, middele wat hulle nodig het. Die leiding, die insig, die verstand wat hulle nodig het. Maar so met hulle kinders die lewenspad te kan. Dit is ook hoekom hierdie sakrament hier in die kerk gebeur vandag. Dit is vir ons heilig. Dit sê vir ons iets van die teenwoordigheid. Dit sê vir ons iets van die liefde en die ontferming van ons. Dit is hier waar ons daarom voor kan stil word en iets beleef van die hand wat U op ons en ons kinders moet hê. As ons dan ook uit die woord lees of gelees het vandag, dan maak dit vir ons oop dat ons dit verstaan. Lei ons daardeur, daarmee, sodat U woord op ons lewenswyse sal rig. Oor ons dan as ons bid vanoggend, in Jesus se naam vra ons dit. Ek vra dan nou dat JP en Cherise hier voor die kansel sal opstaan. Hulle moet dan op die doop vraag en antwoord. Hy het nou die formulier, soos almal gehoor, weer gehoor dat die doop 'n instelling van God is, dan moet dit nou 'n sakrament en hiermee bevestig word, nee. Dat ons en ons kinders deel maak van die band wat hy met ons het. Daarom moet ons dit vir hierdie doel, ook nie net uit gewoonte nie, vir die bygeloof die doop laat doen nie. En so het ons dan op die paadjie van die doopkategese geloop, maar om dan ook met die geleentheid te gee om te sien dat hulle dit ook so verstaan, soos ons in die kerk en almal in die kerk ook kan doen, vir ons dat hulle twee word eerlik op die drie vrae sal antwoord. JP,
Ervaar julle dat ons kinders van hulle eerste lewensoomblik af sondig is, sonde gebore word en in die ellende van die sonde in die oordeel van God staan. Maar bely julle nogtans deur Jesus, dat hulle deur Jesus verlos is. En daarom as lidmate van sy gemeente gedoop is. Bely julle ook dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat hier in ons belydenis saamgevat is, en in die kerk geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is. En ten slotte beloof julle, is dit ook julle voorneme, om hierdie kind, saam met die ander tweeetjies, maar sodra hulle dit ook kan verstaan, hier en daar te leer, ja, hulle verhoor dan ook te onderrig, sodat hulle self ook eendag die stem van die Here kan antwoord. Wat is dan julle twee se antwoord? Terwyl klein Larries na vore gebring word, terwyl ons so bly sit, vra ek dat ons sommer sal saam sing, Psalm 292, pragtige dooplied, wat iets sê van die genade van die Here in ons lewe. En ook vir ons kinders. Nadat ons die doop bedien, ek vra dat ons sal saam sing Psalm 286. Nou hierdie is 'n gebed. En in hierdie gebed vra ons dat die Here hierdie kindjie na die lewe ook sal vashou en sal begelei. Dit is ook 'n gebed wat ons vir die Here vra om ook so vir ons in ons lewe te begelei en altyd by ons te wees. Die doop is altyd 'n baie mooi gebeure vir 'n mens as familie. Dit is iets moois wat gebeur. Mens dank die Here vir die lewe, 'n nuwe lewe wat hy vir ons toegevoeg het. Maar moet ook die oupas en die oumas wat hier is vanmôre vra of hulle nie wil kom bystaan as ons nou vir klein Larries môre toe. Larries Dreyer, doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 286.
Elise en JP, baie geluk met hierdie wonderlike gawe van die Here. Derde dogtertjie, wat die Here ook aan die te verkry het. Mag sy soos die ander vele vreugde. Weet dat die Here altyd daar is. Mag julle sy leiding krag ervaar. Julle wat saam met haar, saam met hulle, hierdie keer is. Baie geluk, sterkte in die Here. Liefdes vir ons Here Jesus Christus. Tweede ding vanmôre, eers vir twee goedjies. Tema van ons jaar handel oor die herbouing van die tempel, soos wat jy op die kalender waarskynlik ook al gesien het. Verlede week so 'n bietjie daaraan gaan aandag gee, en dit gaan oor ons, wat die tempel is van die Here, die liggaam wat die tempel is van die Here, die gemeente wat die tempel van die Here is, iets van die gebou en iets van die plek wat ons opgerig het waar ons die Here mag gaan bid. Ons in 'n sekere sin ook kan beskou dan as 'n tempel as jy so daarna wil kyk, dit gaan oor 'n plek van binne. Dit gaan in die besonder oor ons verhouding met God. Natuurlik, naby verhouding met die Here, is hierdie verhouding wat weer herbou. Ietsie daarvan. Die tweede plek, ons skriflesing vanoggend, die doop van ons Here Jesus, en die toepassing daarvan ook op ons eie lewe. Want ons gaan kyk, ons staan 'n bietjie daarby stil, en wat ons in die voetspore van ons Here Jesus loop, oor hoe hy sy bediening op aarde gedoen het, en dis in sy voetspore, elkeen van ons ook, dan het probeer doen. Kom ek begin deur die vraag te vra, wat is die grondslag, die agtergrond, die redes, en waarom ons dinge doen? Uiteraard kan 'n mens klomp antwoorde gee, en slim antwoorde gee, en sielkunde sê onder andere vir ons, dat ons dinge doen, omdat ons gedryf word deur beloning, of aan die ander kant deur straf, hoekom ons dinge doen of nie doen nie. So dit gaan vir ons soms om dinge te verkry, of by uit te kom, of aan die ander kant om sekere konsekwensies te vermy, en te sorg dat dit nie in my lewe gebeur. Soms doen ons dinge, omdat die omstandighede dit gewoon vereis. Ek is op 'n bepaalde plek, en ek weet, dit moet nou gebeur. Dan is daar ook die kere in ons lewe wat ons dinge doen, omdat ons daartoe die opdrag gekry het. En ek beskou dit as my verantwoordelikheid. En ek het my babietjie gemaak, en ek maak hierdie baba groot, ek doen wat vir my gevra word. Alleen die goedjies is deel van motiverings oor waarom ons sekere dinge doen. Want dan is daar uiteraard die kere wat ons noem hartsaak. Goed wat hier diep in my hart lê, wat maak dat ek sekere dinge doen, of dan nou doen. In ons verhouding met God, behoort al hierdie goed op 'n manier deel te wees van hierdie verhouding van God. Oor waarom ons op 'n bepaalde manier leef. Oor waarom ek na God luister. Oor waarom ek my aan God stuur. Ons kan begin by die belangrike deur te sê, dit behoort ons hartsaak te wees. Dit behoort te wees, omdat ek iets van die almagtige God ervaar het, wat goed is vir my, wat vir my die lewe gegee het, wat mildelik vir my sorg, en dat hierdie God ook in sy genade wonderlike dinge ook al in my lewe laat gebeur het, wat plaasvind het. Dat hierdie God ook al groot dade in my lewe, in ons lewens gedoen het. Waarom dat ek ook iets weet van die liefde van 'n God vir my, wat in my 'n wederliefde wek. Ek nie anders kan as om diensbaar te wees in die hand van die Here, as om gehoorsaam te wees aan die hand van die Here. En dis hoekom 'n mens dan ook reg deur die woord van ons God, die oproep
Here sê by geleentheid vir ons, kyk mooi, dalk het jy al jou liefde, jou eerste liefde vir God verlaat. Kyk na jou manier van leef, kom terug na die wortels. Na dit waar ons vashou, wat vir ons die sin in die lewe gee, die lewe is. Kom terug daarheen, bekeer jou hart, herbou weer die tempel, herbou weer jou lewe. En alles wat dit is, erken God as die Here van hemel en aarde, en ook van jou lewe. En ons doen dit deur om te aanbid, deur om te gehoorsaam, met ons hele hart, ons hele verstand en ons krag. Dis onder andere ook nog waar ons Sondag hier by mekaar kom. Want dit gaan oor die verhouding met God. Ons beleef iets daarvan dat God hier teenwoordig is. Ons weet God is oral teenwoordig. Maar God het ook gekies om homself op sekere plekke te laat vind. En ons doen dit in geloofstaal, heilige plek. Want God is teenwoordig. En dit was nie maar net gewoon altyd menslike keuses nie. Dis God wat die opdrag gegee het. Dis God wat geroep het. Dis God wat gesê het, hier sal jy my vind. Hier is God te vind. So gee hy die opdrag, rig sekere plekke op. Kom ons gaan so vir 'n oomblik terug na die Ou Testament. Daar waar God met sy volk begin. As hy met Moses praat, hulle is nog op pad van Egipte na die beloofde land toe. Dan vra die Here vir Moses dat hy daar 'n heiligdom sal inrig. Die tabernakel en al die goed is daar rondom. Sodat daar 'n plek van aanbidding sal wees. Die volk weet baie goed, God is oral. Hulle beleef dit met die wolkkolom wat voor hulle uitgaan, maar hier op 'n besondere manier manifesteer God, kom daar iets van die teenwoordigheid van God na vore. Daar beleef jy iets tasbaar, God is hier. Ek het dit al dikwels wanneer ek in 'n kerk ingestap het, en ervaar ek iets daarvan. Beleef is nie net 'n gebou nie, dis tog anders. Want dit is ook 'n plek waar gebede van mense opgestyg het na die Here God. Hier is 'n bietjie heilige grond. Hoor bietjie, wat is die opdrag wat die Here vir Moses gee? Hy sê, nou praat hy met hom, hy sê, hulle die volk. Hulle moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen hulle kan woon. Met ander woorde, dat daar iets sigbaar is. Iets tasbaar. Ons weet, geloof sien jy in die gees, jy stap in die gees ook in die pad. Maar soms is iets tasbaar nodig, soos die tasbaarheid van die doop. Wat iets sê van die liefde van God. En dis wat hier die heiligdom dan word. So elke keer as hulle dit sien, as hulle so op pad is na die beloofde land, God is hier. God is saam met ons. God trek saam met ons. Ons is nie alleen nie. En dan gaan hy verder. As hy dit nou daar in Exodus 25 vir Moses sê, dan sê hy verder in vers 22. Hy sê, ek sal jou daar ontmoet. Ek sal met jou praat van die deksel af tussen die twee gerubs uit wat op die ark met die getuienis is. Al my bevele vir die Israeliete sal ek jou van daar af gee. So hier hoor 'n mens dat God van die begin af met sy volk 'n plek inrig, laat inrig. Van waar hy te vind is, van waar hy praat, van waar daar interaksie is. Dit is 'n God, mens, heilige wonder, waar ek voor hom kan stil word, waar ek kan bid, vir die Israeliete ook 'n plek waar hulle kan offer, waar hulle iets van die grootheid van God weer oproep. Jesus sê iets van dieselfde as hy in Matteus 18 vir ons sê. Want waar 2 of 3 in my naam is, daar is ek by julle. Dit sê toch waar 2 of 3 in sy naam is. Met ander woorde, dis 'n byeenkoms waar mense saamgekom het om oor God te praat of om tot God te bid. Dis nie maar net 'n sosiale byeenkoms. Daar op sig heilig, godsdienstig. As die mense verder in die Ou Testament lees en daar soveel voorbeelde hiervan.
Want miskien is 'n baie mooi voorbeeld, omdat die volk die fout gemaak het. Om te sê, maar as hier dan nou iets tasbaar is, dan is God ons nou hier, dan is ons onaantastbaar. En dan het God vir hulle baie duidelik gesê, ek is nie die tempel nie. Jy moet nou nie dink omdat die tempel hier is, dat dit altyd met julle net sal goed gaan nie. Waar is julle harte? Vraag. Dis deels van die rede waarom hulle in ballingskap weggevoer is, die tempel plat geslaan is. Want God kan toch nie net in die gebouw vastgevang. En as die volk in ballingskap is, dan gee hy aan koning Kores, 'n heidense koning, die opdrag om vir hom 'n tempel te bou. Ons lees dit in Esra hoofstuk 1. En dan gaan soek koning Kores na die Israeliete wat hulle weggevoer het 70 jaar terug. En hy gee sy amptenare die opdrag te maak, hierdie ons by mekaar en dan moet die tempel gaan. Want die Here het die opdrag gegee, die God van hemel en aarde. En dan lees die mense iets daarvan. Weer word dit bevestig dat sy naam daar kan wees. En as ons dan teruggaan na die eerste tempel wat Salomo gebou het, as hy dit ingewy het, alles klaar is en pragtig en wonderlik, dan bid hy. 'n Lang gebed, ons lees dit in Konings. En dan bid hy in hierdie gebed, as hy vir die Here vra, sê Here, maar wanneer ons, wanneer die volk, wanneer gelowiges hier by mekaar kom in die tempel, dat dit vir my 'n plek van aanbidding. Laat hoor die gebede wat opstyg na U. Dat gelowiges hier kom rig. Jy weet, kom ons noem dit 'n heilige God. En Salomo sê dit, soos wat ons dit sê, soos wat ek dit net nou ook gesê, God kan nie in die tempel vasgevang. Dit is oor. Hy is op 'n bepaalde manier daar, op hierdie plekke van aanbidding, ook teenwoordig. Ons het nie vandag meer nodig om die offers te bring. Die sondeoffers, die skuldoffers, die brandoffers, die is maar nie te gebruik. En vir ons is dat die kruis. Ons hou vas aan die pad wat God geloop het met ons as mense. Die belofte wat hy gemaak het van die Messias, die een wat sou kom intree, die een wie se bloed hy sou eis in 'n sekere sin. Die wat sy bloed gegee het, gestort het, die volmaakte offer, sodat daar vergifnis van sonde kan wees, sodat die verhouding met God weer reggemaak kan, dit weer intiem kan wees, naby kan wees. Maar leef is 'n kind van God. En God is saam met my, en God is met my. Dis waarom ons die Here Jesus kom dien, kom loof, kom prys, want dit is deur hom wat God hierdie pad kom loop het. Dis verhouding ondersteun. En ons is nou die gebou van God. Ons bou op die fundament wat reeds gelê is, die fundament van Jesus Christus. En elkeen van ons se bouwerk verskil. So kom die Here vir ons verskillende gawes gee. Die een kan bemoedig, die een kan versorg, die een kan praat, die een kan onderrig gee, en so kan ek aangaan. En mens kan ander beelde gebruik, wat Paulus ook gebruik, en sê die een se bouwerk is hout, en die ander se is gras, en die ander een se is silwer, en ook al. Maar ons bou met die bouwerk van God, want dis die opdrag. Tempel te is. Dit is 'n lewende steen. Steen wat God gebruik. 'n Lewende steen. Daarom moet ons die opdrag hoor dat ons moet herbou aan die tempel van God. Dis my lewe, hoe ek lewe, hoe ek praat, hoe ek doen en nie doen nie. Dit gaan in my verhouding teenoor mense, ander mense, ook gelowiges, ook gemeente, ook kerk. So is ons die disippels van ons Here Jesus. So streef ons ook daarna dat sy beeld ook meer deur my sal skyn. Dat ek my net sal word en hy wil meer sien. Ons het die doop van ons Here Jesus, daardie gedeelte in Matteus gelees. Maar kyk waar begin dit vir hom. Want waar dit vir hom begin is waar hy altyd teruggaan. Die begin van sy bediening, so hou Matteus dit vir ons voor. Begin by sy doop. Daar by die Jordaanrivier. Dit is gehoorsaamheid aan die Vader, gedrewe ook deur sy liefde vir mense. Maar hier is die doop, die begin van sy bediening. Hy is vasbeslote om die wil van God te doen.
Johannes die Doper besef is dit wat hier voor hom staan. Johannes die Doper wil sê, Here, ek kan tog, dit moet anders wees. Ek moet hierdie gedoop word. Hier is die Messias. En net as daardie gedeelte gelees in die nuwe direkte vertaling, staan hy so 'n bietjie in swaar Afrikaans, né? Ons het gelees, as Jesus hom antwoord, laat dit nou toe, want dit is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid vervul. Dit word 'n bietjie geïnterpreteer. Die 83 vertaling sê dit dalk 'n bietjie makliker. Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Wat beteken dit? Jesus kies om my plek en jou plek te gaan staan. Om homself as 'n sondaar te laat behandel, sodat ons sonde vergewe kan, sodat ons die ewigheid kan bereik. Dis hoe Paulus dit ook skryf. Hy sê, hy laat hom doop soos 'n sondaar. Want dis 'n sondaarsdoop wat Johannes genoem het. Dis die oproep tot bekering, bekeer julle van julle sonde. En die doop is 'n teken van die afwassing van hulle sonde. En dis skryf, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as 'n sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek is. So Jesus kom staan in my plek en in jou plek, sê hy deur Johannes laat. En aanvaar die roeping, sy roeping. Neem ons straf op hom. Daar begin sy lydingsweg. Gaan eindig by die kruis. Johannes doop hom, en as hy uit die water uitkom, gaan die hemel oop. En die Gees van God daal op die Here Jesus neer, met 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, wie ek my verheug. Maar dink 'n bietjie mooi, tot op hierdie punt, het Jesus nog niks gedoen om die Vader te behaag nie. Hy is gebore, het groot geword as 'n kind in sy ouerhuis, nou begin sy bediening is. Sy Vader kies om deur hom die pad te loop. Dat die mense 'n bietjie dink, soos in die Ou Testament met Dawid, nee. As die Here vir Samuel stuur om die nuwe koning te gaan salf, een wat hy Saul moet gaan opvolg, dan stuur hy na die huis van Isaai, en dan kom al hierdie seuns verby die een na die ander, want hy weet nie watter een dit is wat hy moet salf nie. Dan kies hy Here God vir Dawid tussen sy broers. Hy het niks gedoen om die ambt te verdien nie. Niks wat sê dat hy nou juist die koning moet word nie. So noem die Vader vir Jesus sy geliefde seun. Dit is vanmôre hier met die doop gebeur. Nie net Leriese nie, maar elkeen van ons. Weer gehoor dat die doop sê, God het jou gekies. Hy gekies. Ons sy kinders kom maak. Sonder verdienste. Wat kon daar die klein dogtertjie doen om dit te verdien? Niks. Wat het Dawid gedoen om iets te verdien het van die genade van God? Niks. So God kon sonder verdienste, en hy sê, jy is my kind. My geliefde kind. Ek gee vir jou om, ek is lief vir jou. So kom ek hier die pad kom loop. Dan besef ek, maar jy en ek het 'n rol te speel in die koninkryk van God. Ons moet sy liggaats kry, ons moet die sout van die aarde wees, die suurdeeg, die verskil maak in die samelewing. Kinders van God. Maar hoor net weer, nie sommer maar net 'n kind nie. Nie die swart skaap, nie die geliefde kind van God. Toen die Albert Minnaars oorlede het, altyd die mooi gebruik gehad, ek het iets daarvan by hom oorgeneem. Het altyd as ek met mense, met lidmate gepraat het, en iemand weet, wat iets met iemand gebeur, of het iets moois gedoen, of wat ook al, of plek uitgekom, as hulle altyd sê, ek is trots op jou, man. Wat sê God vir ons? Hy sê nie eers vir ons, ek is trots op jou, op wat jy gedoen het, of bereik. Ek is lief vir jou, sonder verdienste. Wie jy is, my kind. Ek wil met jou die pad loop. Maar so begin die salwing van ons Here Jesus hier by die Heilige Gees by sy doop.
En dan word die belofte van die Ou Testament vervul. Jesaja 53. Die lydende knegt. Die lydende knegt begin met sy optrede. Hy aanvaar die roeping wat hom opgelê is. Die gebroke verhouding tussen God en mens word herstel, want die lydende knegt aanvaar sy roeping. Hy begin die pad van vernedering, van lyding, soos 'n sondaar behandel te word. Hierom weer Johannes te laat. So word hy gedoop eintlik met die oog op sy dood. Wat hier by die doop begin, dit nou duidelik word, gaan by die kruis eindig. Toe Jesus uit die water uit opstaan na sy dood, dan staan die kruis as het ware voor hom. Dis die beeld wat ek vanmôre gebruik het van die water. Sien jy dit spreek so, toe uit die water uit opkom, staan die kruis uit voor hom. Dis wat dit beteken. Dis die pad van sondaars, dis waar dit sal eindig. Dis waar dit vir hom gelei het aan die kruis. Nie dat dit van self sal gebeur. Hy sal versoek word, beproef word. Net in die volgende gedeelte wat dan lees ons, sê die woestyn waar hy deur die Satan versoek is. Elke keer voor die versoeking om die pad van die dood af weg te wyk. Nie hierdie pad te doen, dit te ontwyk. Nie sy verlossingswerk klaar te maak. So beskryf Matteus dit vir ons. Reg deur sy evangelie. Hy wil vir hom weglei van die pad by die kruis wat hier by die doop begin het. En soos wat hy vorder, soos wat dit verder gaan, word die lyding, word die versoekings, word die moeilikhede al hoe meer. Die versoeking om weg te draai van die pad af, al hoe groter. En hy loop by hierdie pad, dat ek en jy van sonde bevry. Dis vanmôre die voorreg gehad om die doop weer te kom sien, te beleef. Sien, en ek wat gedoop is, God sê vir jou, hy is my kind. Die veel hom, sonder verdienste. Tye van wanhoop, moet dit vir ons soort van 'n anker wees maar vasstaan. Ek is gedoop. God het sy naam oor wat hy uitgeroep. Ek behoort aan hom. Mense sien dit by Maarten Luther. Ek lees nou die dag 'n ding wat sê die 10 Christene wat die 10 Christene wat die grootste effek in die wêreld geskiedenis gehad het, onder andere Maarten Luther. Hy het die loop van die geskiedenis verander. Maar wanneer hy sy hofsaak gaan begin daar in Worms, wat niks duidelik is nie, wat die kans is dat hy doodgemaak gaan word, 'n kopie korter gemaak gaan word, is voorhande. Dis 'n tyd wat hy worstel, stoei, smeek vir die Here God, en dan sê hy, ek hou vas daaraan dat ek gedoop is. Ek 'n kind van God is. Daarom stap ek hierdie pad. En gehoorsaamheid. En geag. God gee krag. Ek dink dat jou en my moeilik gaan dan vasstaan. Ons gedoop is. God wat vir jou gesê, is my kind, is lief vir jou. Nou vra die Here vir ons, stap dan hierdie pad. Begin ook met die bouwerk, want elkeen van ons het 'n bediening. En die opdrag kom, herstel die tempel. Begin by jou huis, begin by jouself. Maak jou verhouding met God reg, maak tyd vir God, laat jou lei deur sy woord, laat jou bou deur sy woord. Dan weet jy ook wat sy wil in jou lewe is en die keuses wat jy het om te maak. Vir kinders, vir ouers sê hy, bou aan jou kinders. Jy weet die leiding wat ek vir jou vra julle om te gee. Bou aan 'n kind. Wat sy woord altyd vir ons geld. Mag die Here ons help. Hy ons sal opbou tot lewende stene. Sy huis. Terwyl ons 'n geestelike huis sal wees, waarin God woon. Jou lewe ook in hierdie gemeente is. Here ons God, gaan ons ooit die liefde kan verstaan, dis te groot, dis te baie, dit oorweldig ons. Terwyl ek vir my, in my plek, kruis gesterf. Ek verdien. Dankie daarvoor. Loof U daarvoor. Here, help ons dan toch ook nou, om die pad van geloof te stap, van gehoorsaamheid te stap.
voetspore van ons Here Jesus te stap. Ons lewe te laat herbou deur die woord, ons te laat lei deur die woord. Wees ons naby. Ons bid Here, vir hulle in ons gemeente met wie dit swaar gaan, ons bid vir hulle in die hospitaal, die ken na die harte wat roep, wat smeek, pleit vir hulp, vir uitkomste. Daardie gebede nie by u verwag. Nie net in die hospitale, maar ook in die huis. Hulle wat moeilike omstandighede ervaar, en wees genadig. Dan vra ons vir die hand van genesing, die hand van lewe, die hand van herstel. Sonder die kan ons nie, sonder die van ons nie. Hoor ons dan as ons bid. In Jesus se naam pleit ons dit. Amen. Kom ons sing ten slotte Psalm 488, wonderlike lied. Wat eintlik maar iets sê van die bouwerk wat ons behoort te doen, want ons die lig sal wees wat ons moet laat skyn. In ons lewe, waar die Here ons stuur, waar ons mag bevind, maar ook so as gemeente, het ons die taak om die lig van ons Here Jesus te laat skyn. So sy ryk in ons en ook deur ons, dan sal kom. 488 ten slotte. wegsieningslied, ek moes sing net die een versie verspeel. Maar waar jy mag gaan ook hierdie week, die beleef dat die Here naby is. Dat hy teenwoordig is. Belofte wat hy gee. Hoor daarom sy seën, soos wat hy dit vir ons gee in sy woord, as hy oor jou, oor my, uitspreek, uitstort, nader met jou saam. Die God van liefde en vrede sal by jou wees. Genade van ons Here Jesus Christus sal jou omvou. Die nabyheid, die
gemeenskap